Nou ja, terwyl ons so staan, kom ons sluit die oë. Vader Jahwe, baie dankie dat U getrou is en dat dit ook in ons harte vanoggend 'n begeerte kan wees om te sing, ek wil getrou wees. Vader Jahwe, U wat ons lei soos 'n herder sy kudde. U ken elkeen se krag en sterkte vanoggend, of dit min of baie is. Vader, hoe wonderlik is dit nie om te weet, U ken ons deur en deur. En daarom wil ons na die spieël van die woord toe kom vanoggend, dat U ook vir ons in U lig, die lig sal laat skyn, dat ons in waarheid sal wandel, dat die woord vir ons vanoggend lewend sal wees, kragtig, en dat ons, soos ons gesing het, ons daarin verlustig. Lieflike woord, wonderlik woord, dit wat ons ook uit Jesaja 58 gehoor het, Vader Jahwe, hoe nodig het ons nie om hierdie dag 'n verlustiging te noem, dat ons siele ons verkook in die vettigheid van U huis, om U werklik te verheerlik, om te erken, in U koninkryk, in U heerlikheid, is daar geen gebrek of tekort nie, maar volmaaktheid, ewige, alomvattende, onuitspreeklike heerlikheid, in Yeshua Messia, deur die krag van U Gees. Amen. U kan die sitplekke inneem vir 'n oomblik. Dit is wonderlik om so te kan deel, en dan spesiaal Jahwe se woord, 'n verlustiging, Jahwe se werke. Dit is eintlik koslik. Ons het 'n lieflike gelofte dag hier gehad, Dinsdag, en 'n mens leef soms van hoogtepunt tot hoogtepunt. Dit is so. Dit is maar mens. Maar hoe wonderlik is dit om vanoggend die woord van Jahwe te kan oopmaak, asof ons dit die eerste keer hoor. Asof dit net 'n fontein is van die lewe, wat borrel en borrel en borrel. Jahwe is ewig. En dit is iets om na uit te sien in die ewigheid. Dat ons sal nooit in die ewigheid op 'n plek en 'n punt kom wat ons kan sê, ons het nou genoeg gehad nie. Dit is wat Jahwe so wonderlik maak. Hy is lewe in homself. En dit is vir Paulus ook dan in sy bediening 'n realiteit gewees. Maak nie saak of hulle hom gestenig het nie, maak nie saak of hulle hom verjaag het, maak nie saak benoudheid, verdrukking, vervolging, watter ellende ook al, hy was altyd oortuig van die liefde van Jahwe. Daardie liefde wat vir ons, maak nie saak wat 'n tyd van die jaar dit is, maak nie saak wat 'n tyd van jou lewe dit is nie, dit is ewig en getrou. Volgens 'n boodskap uit Kolossense 1, die tema om Jahwe se genade in waarheid te leer ken. Kolossense 1, ons is hier aan die einde van die jaar, en as 'n mens so 'n bietjie rustig is, en 'n bietjie terugdink oor die jaar, of dalk is jy 'n persoon wat net vorentoe gaan, jy kan nie wag vir die nuwe jaar nie, jy het planne, en dan is die tema rondom Jahwe se genade onontbeerlik. Genade beteken dit wat ons nie verdien nie. Dit wat gebeur het wat ons nie kan ons vinger opdruk en sê dit was ek. Dit was my krag, dit was my gawes, dit was my vermoë. Ons sien die genade van Jahwe spesiaal in die priesterlike seën. Ons het dit onlangs in 'n boodskap hanteer. Wanneer Jahwe sy aangesig oor ons laat skyn, is wanneer ons genade ervaar. Dis nie ons nie, ons is nie die ligbron nie. Dis wanneer hy ons in liefde aansien. Nou kom ons lees in Kolossense 1, en soos iemand een keer gesê het, pas op om altyd die eerste 2 versies te mis, want 'n mens gaan so vinnig oor dit asof dit nie belangrik is. Nou begin ons dan by vers 3, want dis tog nou waar die lang opskrifte begin. Nee, kom ons begin by vers 1. Paulus, 'n apostel, gestuurde van Yeshua Messia, deur die wil van God en die broeder Timoteus, aan die heilige en gelowige broeders in Messia, wat in Kolosse is. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Heerser Yeshua Messia. Ons dank die God en Vader van ons Heerser Yeshua Messia altyd as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Messia Yeshua en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle
sowel as die hele wêreld bereik het. En dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af, dat julle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het. Soos julle ook geleer het van Epafras, ons geliefde medediensknegt, wat 'n getroue dienaar van Messia vir julle is, wat ook julle liefde in die Gees aan ons te kenne gegee het. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil en alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor Jahwe mag wandel, om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskapye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Net tot sover mag Vader Jahwe sy woord, sy geïnspireerde woord in ons harte seën. Paulus skryf hier aan Kolossense, die gemeente daar in Kolosse, spesifiek in retrospeksie, dat iets met hulle gebeur. Van die dag vers 6, wat hulle hierdie evangelie wat die hele wêreld, soos wat Joshua gesê het, vir die apostels, bly in Jerusalem, tot hulle die krag van die Heilige Gees ontvang, gaan uit, verkondig die woord, Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uiterste van die aarde, en so het hulle gegaan, en hier is ons in Kolossense, dit is daar in Klein-Asië, die woord van die evangelie het hulle bereik, Paulus, hulle het verdrukking gehad, dit was nie maklik nie, maar die woord het hulle bereik, vers 6, en dit dra vrug, wonderlik. Net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het. Die genade van God in waarheid leer ken het. Nou dit is 'n onderwerp waarmee ons baie ligtelik omgaan, die genade van Jahwe. Daar is iets soos algemene genade en spesifieke genade. Algemene genade, Jahwe laat sy son oor almal skyn. Almal geniet die reën vandag hier in Pretoria of waar ook al. Almal geniet, of jy goddeloos is of nie, daar's genade. Daar is skepingsgenade. Maar dis nie waarvan Paulus hier praat. Hy praat van 'n spesifieke genade, reddinggenade, wat vrug dra. En daar binne in hierdie gemeente bid hy hierdie pragtige gebed van in vers 9, dat hulle sal groei en vervul word in kennis en waarheid en hierdie wonderlike roeping voor Jahwe. Hoekom? Want hulle het begin met die genade van Jahwe in waarheid. So maklik is daar in 'n wêreld hierdie algemene Christelike geloof, hierdie ag God is liefde prediking, en daar is so 'n tendens van as dit goed gaan is ek bereid om mooi te praat, maar as die beproewinge kom, of as daar 'n trauma kom, of as 'n kind sterf, dan is daar hierdie verwyte, hoe kan 'n God van liefde dit of dat doen? Nou, die gemeente van Kolossense is vir ons 'n baie duidelike voorbeeld, hoe belangrik dit is om Jahwe se genade in waarheid te leer ken. Nou, vir sommige is waar daar nog nie bekering was nie, moet dit leer ken vir bekering onthaalwe, soos 'n Saggeus, soos 'n vrou by die put, bekering. Vir die wat al 'n pad stap, hierdie afgelope jaar, is die genade van Jahwe baie spesifiek vir twee dele wat ek ook wil belig, en dit is ons gebedslewe, want ons nader Jahwe absoluut
sy genade troon. Genade troon. Dit is nie net 'n lou lewe van skietgebedjies, ag ons hoop maar Jahwe hoor ons. Nee, spesifieke om Jahwe se genade en waarheid te leer ken, moet in jou gebedslewe vrug dra. En dan die derde ene, die diensbaarheid. Die diensbaarheid. Ag, is so lekker hier. Ek kyk gou na die 2 videoklippies waar ons was en waar ons nou is hier op die terrein. Dan sê ons, dis genade. Ons het Jahwe se genade leer ken in voorsiening en in vrug dra. En dit is iets kostelik dat ons hierdie tyd van die jaar regtig, boonbehalwe al die goed wat gebeur, ons kyk na ons bankstate, of ons kyk na dit, of ons kyk na vakansies, vorentoe, agter. Vir die kinders van Jahwe in die gemeente is hierdie onderwerp. Het jy die genade van Jahwe in waarheid hierdie jaar leer ken? En is daar by jou hart 'n begeerte om, as dit Vader se wil is en ons die 2026 ingaan, hierdie een doelwit, ek wil die genade van Jahwe in waarheid leer ken. Nie net algemene genade, God is genadig, ons so klisjé nie. Sy genade is groot. Werklik 'n persoonlike ontmoeting. Al kos dit swakheid. Want dit is die roete waar volgens of jy tot bekering moet kom en of dit jou gebedslewe en of dit diensbaarheid is, Jahwe se genade word geopenbaar waar ons swak is. Kom ons vat die bekende 2 Korintiërs 12, ons blaai vinnig sin toe. Gemeentes wat opgeblaase is en gemeentes wat baie van hulle self dink, ken nie die genade van Jahwe in waarheid nie. Die reddende genade van Jahwe verskyn daar waar en word bedien, daar waar daar behoefte is. En dit is belangrik om daarby te begin, want so maklik wil ons, as dit met ons goed gaan, en daar is oorvloed, en daar is rykdom, sê ons, God is genadig. Maar sy genade is reeds bedoel, daar waar daar armoede is, daar waar daar tekort is, daar waar daar, en dan praat ek van nie net finansies, ek praat van gesondheidsgewys, daar waar daar 'n verhoudingsgebrek is, daar waar daar nie liefde is nie, dis waar ons die genade van Jahwe in waarheid leer ken. 2 Korintiërs 12 skryf Paulus oor daardie bekende doring in sy vlees, vers 7. 2 Korintiërs 12 vers 7, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek Jahwe 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Net vir 'n oomblik in retrospeksie, ons sien baie keer ons swakheid net as 'n verleentheid, net as foute, en Jahwe straf ons, en ek wil nie swak wees, en ek rebelleer teen swakheid, en ek wil pogings aanwend om net van hierdie swakheid ontslae te raak. Swakheid is 'n voorreg, is 'n geleentheid om die stem van Jahwe in jou lewe te hoor. My genade is vir jou genoeg. En as jy dit hoor, dan leer jy die genade van Jahwe in waarheid ken. Want daar's 'n oomblik van waarheid as ons ontbloot is. Daar's 'n oomblik van waarheid as jy nie kan, as jou planne op is, as jy verslae en gebroke is voor Jahwe. En jy het nou al 3 maal gebid soos Paulus, vat dit weg. En daar is hierdie, ja, Vader gebruik mense, menslike foute. Jy kan vir daai ou beskuldig en sê, dis sy skuld, dis daai en sy skuld dat ek is waar ek is. En tot ons tot op 'n plek kom waar ons stil word en hoor. En wat 'n voorreg dat Paulus dit kon hoor. My genade is vir jou genoeg. En daarom sien ons dit in Paulus se prediking, omdat hy die genade van Jahwe in waarheid leer ken het, is dit vir hom baie belangrik dat die gemeente ook die genade van Jahwe in waarheid leer ken. En dit is die boodskap vanoggend wat ek met u deel. Het ons hierdie jaar Jahwe se genade in waarheid leer ken. Dan wil ek dit eers terugvat en vra, kyk in jou lewe, waar was jy swak?
Kyk daar waar daar nie uitkoms was nie. Kyk daar waar jy regtig gebroke is. En gaan soek in daardie situasie. Word stil en luister of Jahwe se woord nie ook vir jou sê. My genade is vir jou genoeg. Want dan sê Paulus, baie liewer sal ek as ek die vers voltooi, dis in my swakhede roem, sodat die krag van Messia, wat ek in waarheid leer ken het, in my kan woon. 'n Kind van Jahwe se einde van die jaar funksie lyk anderste as 'n wêreldling. Die wêreldling roem in sy prestasie, wat hy wil doen, die grootsheid van die lewe. Die kind van Jahwe het 'n behaag vers 10 in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolging, in benoudhede om Messia ontwil. Want as ek swak is, dan is ek sterk en ek wil dit spesifiek beklemtoon. Dan leer ek die genade van Jahwe in waarheid. En dit moet ons hart se ingesteldheid wees. Kom ons vat die 3 vlakke. 1, bekering. Is dit ons hart se begeerte dat ons in ons gemeente sien hoe Jahwe in mense se lewe bekering werk? Waar Jahwe jou lewe ook al by jou werk of 'n familielid of iewerste iemand oor jou lewenspad stuur, dat jy weet hierdie persoon, net die genade van Jahwe kan hom optel uit die kuil waarna hy is. Uit daai modder uit, daar's geen ander uitkoms as net die waarheid van Jahwe se genade. En dit ons begeerte is, as gemeente. Vader, ons begeer ware bekerings. Nie net, hier's 'n mooi gemeente, die gras is groen, kom ons kyk wat nuuskierig, die stoele moet volkom. Nee, hulle die inwydingsboodskap. Elkeen wat hier sit, moet 'n getuienis hê. 'n Eerstehandse ervaring van die genade van Jahwe. Om die genade van Jahwe in waarheid te leer ken. Want dan sing ons, as die son skyn of as dit nag is, want Paulus se lewe getuig, as ek werklik die genade van Jahwe leer ken het, dan leef ek voluit vir hom. Dan twyfel ek nie ooit aan my kindskap nie. Die weer kan verander, die politiek kan verander, alles kan verander, maar Jahwe se genade vir my lewe is my bekende, is my sekuriteit, is my geborgenheid. As ek swak is, dan roem ek in sy genade. En ek wil regtig vir die gemeente, ook die wat ingeskakel is landwyd, as 'n doelwit voorstel vir hierdie jaar, dat ons in ons gemeente sal bid, Vader, bring u uitverkore, voor die grondlegging van die wêreld, uitverkiesde kinders, wat nog by die varkhokke sit, wat nog by die verleiding van die wêreld najaag, waarlik tot bekering. Of dit jou eie kind is, en of dit iemand anders se kind is, wat jy ken, Jahwe, daardie verlore seun situasie, Lukas 15, daardie verlore penning, daai vrou het daai lampie opgesteek, en sy het gesoek en gesoek en gesoek, daar was in haar 'n ywer om dit te vind, is daar by die res van ons gemeente 'n ywer vir ware bekerings, en dan sê daai teks so mooi, en wanneer sy dit vind, roep sy al haar bure, en almal is bly. En die woord sê, Joshua sê, so is daar blydskap in die hemele, die engele juig oor een skapie wat huis toe gekom het. Iemand wat die genade in waarheid leer ken het. Is dit ons gemeente se dryf? Dat elkeen, wel ons begin eers by die eerste vlak, die wat nog glad nie die genade van Jahwe in waarheid leer ken het, dat daar sulke getuienisse sal wees. Ware bekering, wat volgens Kolossense 1 vers 6 vrug dra. Daar is die gevaar van ek wil tot bekering kom, want ek kry swaar, want ek is ongemaklik, want sonde maak die lewe ingewikkeld, so ek het Vader Jahwe nodig, net om uit hierdie krisis te kom, en as ek uit die krisis is, dan was daar nooit 'n ware hartsbekering nie. Ek kry skaam oor my sonde, want wat mense van my dink nie, hoe ek vir Vader Jahwe staan nie. Daar is altyd hierdie afwykings. Wanneer ons by genade kom, is dit 'n baie belangrike tema. Die genade van Jahwe in waarheid te leer ken, bring vrug voort. Bring werklike
bekering voort, hartsbekering. Daai verlore seun wat daar op staan uit die varkhokke, wanneer hy by die Vader se huis kom, is daar 'n enorme verskil tussen die. En die Vader spreek dit aan as, jy was dood, maar nou is jy lewend. Die genade van Jahwe en waarheid te leer ken beteken, jy het die lewe gevind. Nie 'n middeweg hier op aarde, een voet in die wêreld, een voet vir Jahwe nie. Kragtige bekering. Is 'n gees. Wat sê meester? As ek iets aan iemand afgepers, ek gee dit 4-dubbel terug. Daai vrug van bekering. Daai oorgawe, daai ek draai my rug op die wêreld en ek lewe voluit vir Jahwe. As 'n persoon wat die genade in waarheid leer ken het. En dit is vir hulle wat daar hierdie pragtige plek in Jahwe se koninkryk is, 'n Maria, uit wie Yeshua 7 duiwels gedryf het. Yeshua sê vir Simon daardie fariseer, hy vir wie baie vergewe is, het baie lief. Hy wat die genade en waarheid leer ken het, sy kon nie ophou om sy voete te soen en met haar trane sy voete nat te maak en met haar hare af te droog. Kosbare self, ek noem 'n klomp verhale soms so by mekaar. Dis almal mense wat werklik Jahwe se genade en waarheid leer ken. Selfs Petrus, wat Yeshua verloon het, wat die nag bitterlik geween het, wat het Yeshua se genade in waarheid leer ken. Kan ons terugdink in ons eie lewe? Het ek maar net so in die groep tot bekering gekom? Het ek maar net so in die Israel geleedere ingemeng en ek is maar net deel van 'n groep en 'n beweging? Of het jy die genade van Jahwe in waarheid leer ken? En daarom is daar beproewinge, en daarom is daar die afgelope jaar, en as dit Vader se wil is ook in die jaar wat voorlê, tye waar ons gaan swak voel. Tye waar ons nie in onsself kan roem of wil roem nie, maar sê Vader, hierdie is 'n geleentheid waar ek u genade in waarheid kan en wil en gaan leer ken. Dis waar ons wil wees. Want die tweede punt is vir ons wat alreeds tot bekering gekom het in 'n padstap, hoe lyk jou gebedslewe? Hoe lyk daai stryd, daai moedeloosheid wat ons baie keer vir ons bid in die plafon vas en ek het gevra dat Jahwe die situasie so moet verander en dit gebeur nie en dis al 'n jaar, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, dis al 10 jaar wat ek vir iets bid en dit voel nie of dit gebeur nie. Kom ons maak ons Bybels oop by Hebreërs 4. Hebreërs 4, die bekende. Ag, en ek glimlag so want ons het mos nou al die Hebreërs reeks. Dis ook al 'n jaar terug, 2 jaar terug. Voel soos gister. Hebreërs 4 vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Yeshua, die seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Vraag gou hoekom? Die teks sê sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd gehelp te word, en ek voeg by om die genade van Jahwe in waarheid te leer ken. In waarheid. Nie maar net skietgebedjies vinnig in die oggend. Vader, wees met my, help my in alles, en daar gaan ek. Het jy werklik jou hart uitgestort in die oggend voor jy opstaan en jy met jou dagtaak begin, het jy gesê, Vader, soos Moses, as u nie met ons saam trek nie, trek ons nie 'n tree verder nie. Ek kan nie my eie heil, u is my verlosser, ek kan nie 'n tree sonder u nie. En in die aand as jy gaan slaap, sê Vader, dankie, dankie, dankie. Dit wat vandag gebeur het, of ek alles verstaan of nie, ek is besig om u genade in waarheid te leer ken. Gebed, daai afhanklikheid, daardie aanvanklike moedeloosheid, daai aanvanklike trane, daai aanvanklike verslaandheid, as ons moeite doen met ons gebede, is weer eens wanneer ek swak is, dan is dit 'n tyd om die genade van Jahwe in waarheid te leer ken. Jahwe sê vir Israel in Jesaja 40, waarom sê jy dat jou weg vir Jahwe verborge is? Kom sê moedeloos, weet jy dit nie?
Die wat op Jahwe wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle leer my genade en waarheid ken. Maar die proses om Jahwe se genade en waarheid te leer ken, verg dat ons gebreek moet word, dat ons voor sy aangesig broos moet staan. Geen hoogmoed. Jakobus 4 sê, Jahwe weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is, gee hy genade. Genade wat jy in waarheid leer ken. As ons vol hoogmoed is, as ons vol eiesinnige godsdiens is, as ons vol trots is, kan jy nie die waarheid, die genade van Jahwe en waarheid leer ken nie. Jy verstaan dit nie. Jy raak opgeblaas. Jy is soos die Galasiërs, jy begin in die gees en jy eindig op in die vlees. As jy werklik die genade en waarheid leer ken, is dit jou grootste passie. Om dit te leef, ook in jou gebedslewe, want dit is die punt waarby ons nou is. Ons vervlou in ons gebed, want ons dink baie keer, omdat ek nie so goed presteer nie, gaan Vader my nie hoor nie. Jy het vergeet waar jy vandaan kom. Die reddende genade van Jahwe wat jou gered het toe jy nog 'n sondaar was, is dieselfde genade troon, is dieselfde heerskappy, wat jy moet bid en geestelik groei. Waar jy dalk op 'n stadium is in 'n plek in jou lewe, ons noem dit seisoene, dalk 'n herfseisoen, dalk 'n winter, waar Jahwe jou volharding, lankmoedigheid, lydsaamheid, daardie vrug wil laat groei in waarheid. Op sy tyd. Op die regte tyd, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Die regte tyd, die vrug het ryp geword, sodat ek kan terugkyk in my lewe en sê, ek het die genade van Jahwe en waarheid leer ken. Dit is so belangrik in ons gebede, dat ons die genade troon van Jahwe so diep bewus sal wees, dat daar by ons nie links of regs afgewyk sal word nie, dat ons nie voor Vader sal staan en sê wat hy moet doen nie, maar ook nie daar sal staan asof hy nie ons behoeftes ken nie, asof hy nie na ons wil luister nie, dat ons daardie pragtige vrymoedigheid, daardie, ek is u kind, ek het dit, 'n verbond, die verbond in Yeshua wat sê, julle sal my Vader noem en ek sal julle my seuns en dogters noem. Daardie geborgenheid. Die derde punt is diensbaarheid. Om wanneer ons gawes en ons talente wat ons in genade gekry het, want dit is genadegawes, beoefen, leer jy Jahwe se genade en waarheid ken. As jy daai genadegawe begrawe, het jy nie daai voorreg om te saai en te maai nie. En dis iets wat Paulus en 'n mens staan verstom dat Vader Jahwe 'n persoon gaan haal wat die gemeente vervolg het, wat so vol van homself was, dat Vader in genade hom so vorm en 'n gawe gee. En hy skryf daaroor. Dis vir hom kosbaar. Hy sê, alles wat vir my wins is, alles wat ek geag het, is vir my beteken niks. Hierdie een gawe van die genade van die lewe in Yeshua is my alles. Ek wil ons net gou vinnig terugblaai na Efesiërs 3 toe. Efesiërs 3, die derde aspek van om Jahwe se genade en waarheid te leer ken, is daardie diensbaarheid, waar ek nie sê, ek sal dit en ek sal dat nie, maar die bewustheid dat Jahwe ons as gemeente toebedeel in genade met gawes, om ook in die proses van diensbaarheid sy genade te leer ken. Kyk, dit sal daarom maar lekker wees as ek 'n poging aanwend, en almal hou my hande omhoog, en Aaron, of en almal help, en niemand kritiseer nie, en as ek sê, kom help, dat die hulp, dit sal lekker wees, maar dit is nie hoe dit werk nie, want jy leer nie Jahwe se genade en waarheid ken nie. Die wyntjie moet van voorkom, die kritiek, die hulpbronne moet bietjie min wees, daar moet 'n toetsing wees, dat ek kan terugval, ook in my gawe op, maar dis Jahwe se genade wat my geroep het vir hierdie werk, en as hy my begenadig, dan sal die eer hom toekom.
Hoor julle wat ons sê? As ons net kan doen wat ons wil, so vinnig as dit ons wil, waar is die genade en waarheid leer ken? Efesiërs 3 skryf Paulus vanaf vers 1, om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Messia Yeshua, vir julle wat heidene of vervreemd is, as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is, vir julle. Dis iets koslik, dis 'n groot onderwerp. Ek bedoel, ons gebruik Paulus se verduidelikings van die wille olyfboom en die mak olyfboom om die inenting, die twee ryke, die belofte dat Esegiel, dat die twee houte in Jahwe se hand een sal word. Daardie hele proses, Paulus staan aan die voorpunt daarvan. Hy is die een wat wie Yeshua begenadig het. Petrus ook met Cornelius op die dak wat hy gaan preek het, die laken. Maar Paulus spesiaal as hy Asië toe gaan sien hy hoe die deur van redding, die deur van genade oopgaan, soos hy in die vorige hoofstuk sê, julle wat vervreemd was van die burgerskap van Israel, julle wat Lo-Ami was, julle wat sonder God was, julle wat sonder hoop was, sonder verbonde, daar's geen manier dat julle ooit sal die volk van Jahwe kan wees nie. Deur 'n woord van genade, deur 'n instrument, 'n persoon wat Yeshua Messia, niks anders as Yeshua Messia verkondig nie, sien Paulus die vrug. Jahwe bring sy skape weer in een kraal, hy rig die huis van Dawid, met Yeshua op die troon van Dawid weer op. Al hierdie profeseë, dit was vir Paulus so groot voorreg. Maar lees mooi, hy was 'n gevangene op daai stadium. Hy was nie in een of ander akademiese instelling die dekaan of die rektor of die een of ander hoë posisie nie. Hy was ter wille van hierdie genade wat hy verkondig het in gevangenskap. Want dis wanneer jy die genade werklik deur jou gawe leer ken, is daar waar jy nie roem en eer kry nie. Daar waar jy in gevangenskap is, daar waar jy seer kry, daar waar daar met jou gespot word. Dis wanneer jy jou gawe, deur jou gawes en jou diensbaarheid, Jahwe se genade en waarheid leer ken. En daarom het baie disippels Yeshua verlaat. En baie het gesê ons kan nie. Demas het die teenwoordige lewe lief gekry, wêreld. Hy was saam met Paulus in die begin, maar die prys is te hoog. Kan jy jou hand aan die ploeg slaan en omkyk nie? Ja, maar ek moet eers dit gaan doen, ek moet eers my vader begrawe, ek het vrou getrou, ek wil nou eers dit. Yeshua sê, as jy iets anders bo my lief het, is jy my nie werd nie. Jy kan nie my diensknegt wees nie. Jy kan my nie volg nie. Want jou hele lewensroeping, nie net jou redding, dit waarmee ons begin het, die wonderlik die redding, wonderlik die gebedslewe, maar nou moet jy uitgaan. Nou moet jy gaan daar waar jy gaan seer kry. Nou moet jy na die gemeente toe gaan, waar nie almal jou gaan soen en druk nie, party trap op jou toon, gouer, of tik jou oor die vingers. En dis daar, wat my gebed vir ook Pretoria en elke gemeente, almal wat ingeskakel is, my gebed is, dat ons in ons diensbaarheid die genade van Jahwe sal leer ken. Nie die roem en die eer van mense nie. Die genade wat vir jou, daar waar Paulus en Silas in middernag in die tronk is, oor die evangelie, waar Jahwe se genade vir hulle ook daar. Hulle laat lofliedere sing. En in daai selfde aand is Paulus aan diens, en daar word 'n man gedoop, hy en sy gesin, in die evangelie, die verkondiging, die woord het sy snelle loop, Jahwe maak deure oop. Intussen word die ou liggaam geslaan en gekastei, en is 'n erdekryk om hom net te onthou, Paulus moenie jou verhef nie, moenie 'n houdingkie kry nie, moenie begin anders te praat en loop nie, bly gefokus op die genade van Yeshua, om dit in waarheid te leer ken, want as ons dit in waarheid leer ken, kan ons dit in waarheid deel, kan ons dit in waarheid met mekaar geniet, as gemeente. Kyk hoe kragtig is dit, ek wil afsluit met hierdie punt, dat dis die krag van Jahwe, in dieselfde hoofstuk Efesiërs 3, Paulus verduidelik hier die verborgenheid in sy bediening, om hierdie stamme van Israel weer in te bring, wat so verlore was. Vers 7, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking
van sy krag. Daai sy krag is in Efesiërs se tema. Julle kan net vinnig Efesiërs 1 vers 19 lees, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Messia toe hy hom uit die dode opgewek het. Dis die genade wat ons in waarheid leer ken, kragtig. Die genade wat ons in waarheid leer ken, is kragtig. Dis die krag van die opstanding. Dis die krag wat jou laat voortgaan. Dis die krag wat jou nie laat styer en bang wees en twyfel aan Jahwe se liefde nie. Die opstanding is ons as gemeente se identiteit. Ons is in Yeshua opgewek, saam laat sit, saam laat heers. En mag Vader Jahwe vir ons help en bewaar dat om sy genade en waarheid te leer ken is nie net 'n verstandelike akademiese saak nie. Dit is ook onder andere om dit te verstaan, maar ook in jou hart te glo en in jou hande te doen, te leef, volgens die krag van die opstanding van Yeshua. Mag dit vir elkeen van ons iets wees wat ons regtig gaan koester, as ons vanmiddag of hierdie week 'n bietjie dink, het ek die genade van Jahwe in waarheid hierdie jaar leer ken, of het ek maar net saam met die koor gesing, Jahwe is genadig. Het ek in my swakheid, daai soeke, daai begeerte om sê, Vader, ek weet, hierdie beproewing is noodsaaklik, sodat daar 'n groter doel kan gebeur, ek u genade in waarheid kan leer ken. En om die genade en waarheid te leer ken, is die krag van die evangelie, waar Yeshua se opstanding, sy heerskappy, daardie vergifnis, daai volmaakte versoening, daai verbondslewe, ek is jou God, geleef kan word. Dis oor die eeue heen altyd gemeentes se roeping om te waak teen louheid. Laodisense het lou geword. Het gedink dat dit gaan goed. Dink dit het met hulle finansies goed gegaan. Laodisense was 'n verskriklike ryk stad. Gaan kyk 'n bietjie in die geskiedenis. Maar met hulle harte, die woord sê, Yeshua sê, jy sê jy's ryk. Jy's arm. Jy sê ek's bekleed, dis jy wat naak is. Jy sê ek kan sien, ek verstaan alles, ek het gearriveer, ek is slim. Dis jy wat blind is. Wat moet ons sien? Die genade van Yeshua. Wanneer is ons werklik ryk? As ons in getuienis kan sê, ek het die genade van Jahwe in waarheid leer ken. Kom ons staan en bid ons saam. Dankie ons hemelse Vader, dat U vir ons in die priesterlike seën so mooi beloof. U sal ons seën en U sal ons behoed en U sal U aangesig oor ons laat skyn en U sal ons genadig wees. Vader, ons erken dat ons baie keer die genade net wil hê wanneer dit met ons sleg gaan of wanneer ons gemak wil hê. Wil U vir ons elkeen help om U genade in waarheid te leer en bereid te wees om soos die klei voor die pottebakker net te staan en sê, doen slegs U wil met my. Dat U die soewereine God, die almagtige, die alwyse, ook vir ons as gemeente in genade sal aansien om ons ook hierdie jaar wat voor lê te vorm. Die jaar wat verby is vir ons daardie insig te gee om U genade hand raak te sien en te verstaan hoe groot voorreg is dit om U genade en waarheid te kan leer ken. Dat dit ons hart se begeerte sal wees. Dat dit ons verlange elke dag as ons opstaan, ons fokus, ons doelwit sal wees om U genade en waarheid te leer ken. En ons dankie daarvoor in Yeshua. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.